Goeiedag, in hierdie video gaan ons kyk na ongelykhede, kwadratiese ongelykhede en dit hoort in graad 11. Voordat ons 3 sommetjies doen, onthou, indien daar enige iets in skoolwiskunde is waarmee jy sukkel, van graad 1 tot graad 12, kan jy vir ons die probleem aanstuur na hierdie nommer met 'n WhatsApp foto, dan ons die probleem vir jou probeer oplos en so gou as moontlik vir jou antwoord terugstuur, verniet. Net 'n klein bietjie voorkennis. Onthou, daar is so 3 maniere hoe mens enige ongelykheid kan oplos. Ek gaan een spesifieke manier gebruik in al my video's, want ek kan dit oortrek in my grafieke in. Eers basiese kennis. Hier staan geskryf, y is gelyk aan x² min 4. In graad 10 het jy geleer dat hierdie die vergelyking van 'n parabool is. Toe het jy ook geleer dat indien daar niks voor die x² staan nie, is daar 'n positief, en indien hier 'n positief is, gaan dit 'n gelukkige parabool wees. Onthou die gelukkige gesiggie. Indien daar 'n minus voor die x² sou wees, sou dit 'n ongelukkige parabool gewees het, die ongelukkige gesiggie. En hierdie een gaan ek glad nie gebruik in my manier nie. Tweedens behoort jy te onthou dat indien jy jou x-afsnit wou uitwerk, het jy y gelyk gemaak aan 0, sodat ons geskryf 0 is gelyk aan x² min 4, dan het ons hom gefaktoriseer, en my 2x waardes gekry. X is gelyk aan min 2 van hier af, en x is gelyk aan plus 2 van daar af. Doet ons met hierdie inligting wat sê dit is 'n gelukkige parabool, en met hierdie 2x afsnitte die parabool geteken deur die x-as, met die minus 2 aan die kant en die 2 aan daai kant. Ons gaan glad nie met die y-as hier werk vir die oomblik nie, so as jy nie verstaan wat ek tot hier gedoen het nie, moet jy die video stop en nie verder kyk nie asseblief. Nou gaan ons 3 voorbeelde uitwerk. Eerste een, hier staan geskryf, x² is kleiner as 16. So ons het 'n ongelykheid met 'n kwadraat in. Enige plek in wiskunde as ons 'n kwadraat gewoonlik kry, vat ons alles een kant toe en maak dit dan 0. In hierdie geval gaan ons die x² altyd na die kant toe vat waar hy positief is, het ek dit gedoen, plus x² minus 16 kleiner gelyk aan 0. Dan faktoriseer ons en dan werk ons die 2 waardes van x uit. Uit hierdie hakie uit kry ons dan dat x is gelyk aan plus 4 en uit hierdie hakie uit kry ons x is gelyk aan minus 4. Ons noem dit die kritieke waardes, nie doodbelangrik nie, ons gaan met hierdie 2 getalle werk. Nou om die antwoord te bepaal, trek ons eerstens hierdie stukkie dood. Want hy lyk te lelik en ons werk met hierdie stukkie wat beter lyk. So hier is dan geskryf, ons het 'n parabool en hy is kleiner en gelyk aan 0. So ons teken ons parabooltjie deur 'n lyn. Hierdie is dan tegnies waar y gelyk is aan 0, maar moenie jou kop daaroor breek nie, vertrou my net. En hierso het ons 'n gelukkige parabool want daar's 'n plusie voor daai x². So ons teken 'n gelukkige parabool met 'n lyn wat so deur hom is. So daai 0 is daai blou lyn en die parabool hierso is hierdie rooi lyn. So hier is my parabool, dis daai stukkie en daai blou is daai streep wat daar loop. Dan vul ons hierdie 2 getalle in, kleinste enetjie aan die linkerkant en die grootste een aan die regterkant as my x-afsnitte. Nou lees ons die vraag, my manier. Ons sê, waar is die parabool kleiner as 0? So ons sê, hier is die parabool, hier is 0, hier is die parabool, hier is 0. Waar is die parabool, die rooi lyntjie, kleiner as die blou een? Kleiner is ons altyd onder in wiskunde, so dit sal hierdie stukkie hier wees. Ek maak daai stuk van die parabool dan gewoonlik donkerder, party mense kleur hierdie stukkie in. Nou gaan kyk ons, indien daar 'n is gelyk aan daar is, wat ek daar sien, dan maak ek 'n swart kolletjie net daar, en daar by daai 2 getalle, want hulle is dan ingesluit. Nou, om die antwoord te skryf. Die antwoord lê dus tussen min 4 en 4, is waar die parabool kleiner is as 0. So ons soek die x-waardes van 4 af tot by minus 4 ingesluit. So ons soek al die x-waardes tussen daai 2 getalle, is die finale antwoord van die som. Omdat die x tussen die 2 vierde lê, skryf ek ook die x tussen die 2 getalle neer aan die regte volgorde. Dan moet ek net hier gaan skryf wat die regte tekens is. Ons soek die x-waardes groter as minus 4, en ons soek die x-waardes wat kleiner is as 4. En dan is hierdie my finale antwoord. X is groter en gelyk aan minus 4, en x is kleiner en gelyk aan 4. X is 'n element van reële getalle. Indien jy meer van intervalnotasie hou, kan jy gaan skryf, x is 'n element van minus 4 ingesluit, tot en met 4 ingesluit. Party mense hou van hierdie manier van antwoord, party hou van hierdie manier, enigeen is aanvaarbaar, moenie al 2 gebruik nie asseblief. Hier is ons tweede ongelykheid, daar sien ons 'n x² en daar 'n groter of kleiner as teken. Eerste ding wat ons doen, ons vat alles na die kant toe waar die x² positief is. Dit gee dan vir jou 4x² minus 9 is groter en gelyk aan 0. Dan faktoriseer ons hierdie, wat so sal lyk. Dan kry ons kritiese waardes, uit hierdie hakie uit kry ons minus 3 op 2, en hierdie uit kry ons
plus 3 op 2. Dis my x-waarde is eintlik van die parabool. Dan teken ek 'n gelukkige parabool deur 'n x-as. Onthou, teken jou parabole altyd 'n bietjie platter as gewoonlik, dat hulle so 'n bietjie skynser afloop. Nou skryf ons hierdie twee waardes in as die x-afsnitte, kleinste enetjie aan die kant en die grootste een aan daai kant. Nou gaan kyk ek hierso bo. Eers trek ek daai eerste stap dood, want hy pla my, hy lyk lelik, en dan kyk ek na die tweede stap, hier staan geskryf. Ek wil kyk waar my parabool groter is as 0, omdat hier 'n groter as is en nie is gelyk aan nie, maak ek 'n sirkel hierso en 'n sirkel hierso. Nou lees ek die vraag, hulle sê hierso, waar is die parabool groter as 0? Waar is die parabool groter as 0? Hier is die parabool en hier is 0. Hier is die parabool, hier is 0. Waar is die parabool groter as 0? Dit sal aan daai twee stukkies daarbo wees. Ons maak dan altyd daai deel en daai deel donkerder met 'n sirkels daaronder. So die parabool is groter as 0 bokant hierdie lyn. Die antwoord van die som is dan, ons soek die x-waardes wat regs is van plus 3 oor 2 en ons soek die waardes wat links is van min 3 op 2, daai uitgesluit en daai uitgesluit. Ek sê weer, ons soek die waardes regs groter as 3 op 2, ons soek die x-waardes kleiner as min 3 op 2. Omdat die x-waardes links lê van hierdie getal, skryf ek ook my x-somme hier in die linkerkant en dan daai getal hierso. Nou moet ek net skryf, ek soek mos die x-waardes kleiner as hy. Wat dan so sal lyk. Of ons soek ook die x-waardes wat groter is as hierdie getal. So ek sit die getal neer, die x aan die kant van hom. En dan moet ek die regte teken insit, x is groter as hierdie getal. En x is element van reële getalle. Maar indien jy meer van intervalnotasie hou, mag jy die antwoord ook so skryf. X is 'n element van min oneindig af, heeltemal aan die kant, al die pad tot min 3 op 2 uitgesluit, of hy lê van 3 op 2, hierdie getal, al die pad tot in ewigheid hierdie kant toe tot by oneindigheid. Jy kan of hierdie manier van skryf, of daai gebruik, nie al twee gelyk nie asseblief. Nou net gou met die laaste som, iets interessants wat jy ook mag doen. Ons sien weer 'n x² met 'n kleiner as teken. Ons bring dis alles na een kant toe, waar die x² positief is. Nou moet ons oplos vir x. Indien jy sukkel met faktorisering, mag jy mos nou die kwadratiese formule gebruik. So jy vat letterlik die getalle wat jy hier het, druk dit in die kwadratiese formule in, met hakies, onthou net, met die foutjies maak nie, en druk dit in die sakrekenaar in. Dan kry jy jou x-waardes of jou kritiese waardes wat 6 en minus 1 sal wees. Dan skryf jy die kleinste getalletjie aan die linkerkant en die grootte aan die regterkant. Dan trek jy die oorspronklike vraag dood, want hy lyk te lelik. Dan vra jy, waar is die parabool, hierdie rooi lyn, kleiner as 0? So watter deel van die parabool is kleiner as daai een? Dan maak jy daai deel donkerder. En dan gaan kyk jy of daar 'n is gelyk aan is of nie. Omdat daar nie is gelyk aan is nie, maak ek 'n sirkel daar en daar. En dan het ek my antwoord. Ons gaan die x-waardes gebruik tussen 6 en min 1. Nie daai twee getalle ingesluit nie. My finale antwoord is x lê tussen 6 en min 1. Dit is waar die parabool kleiner is as 0, wat hier gevra word. So ek sit my x tussen die twee getalle, min 1 hier, 6 daai kant, sit x is groter as hierdie een, en x is kleiner as daai een, x element van R, of jy skryf dit in intervalnotasie, x is element van min 1 uitgesluit, tot en met 6 uitgesluit. Daai asseblief aan of jy van die video gehou het al dan nie, en teken gerus in op die kanaal.